Ons is besig met ons reeks oor Jona. Ons gaan voort. Ons het laasweek begin en ons is besig om vers vir vers deur Jona te werk. Die van julle wie was nie laasweek in die kerk? Wie was nie laasweek hier gewees nie? Net sien, okay, nee, so meeste van julle was hier gewees. So ons is besig om vers vir vers deur Jona te werk en ek weet die eerste reaksie wat 'n mens het, die oomblik as 'n mens na 'n Ou Testamentiese boek toe gaan en sê, maar is dit nie Ou Testament nie? Is dit nie Ou Testament nie? Is dit nie oud nie? Is dit nie verby nie? Ons lewe mos nou half en half in die Nuwe Testament. 'n Mens wil mos nou daar fokus en eintlik moet ek en jy verstaan dat die fondasie vir ons geloof is in die Ou Testament en toe die vroeë kerk begin is toe die Heilige Gees uitgestort het hulle nog nie Paulus se briewe en die evangelies gehad nie. So al wat hulle gehad het was die Ou Testament en in hierdie week het ek 'n besluit geneem. Ek gaan vir julle terugvat in 'n volgende reeks na die Ou Testament toe om vir jou te wys hoe het hulle Jesus gesien in die Ou Testament. En dit is eintlik amazing. Dit is eintlik wonderlik om dit te sien, om 'n studie te maak van waar Jesus in die Ou Testament oral is. So, wanneer dit kom by die Ou Testament wil ek hê jy moet verstaan Jesus se hart so duidelik geopenbaar in die Ou Testament. Daar is eintlik 'n goue lyn uit die Ou Testament uit reg deur die Nuwe Testament. Moenie die Ou Testament weggooi nie. Moenie dit nie lees omdat jy voel dis oud nie. Dis 'n juis deel van ons geloof. Kan iemand amen sê daar? Okay. Alright. Nou veral wanneer dit kom by Jona, openbaar God sy hart vir ons en kan ons Jesus daar raak sien. Ons het laasweek deel 1 gedoen, Jona se roeping, en ons kom vandag by deel 2. Ons het mekaar gesê Jona se roeping is ook my roeping. Julle onthou dit. Vandag kom ons by deel 2, Jona vlug van God af. En ons gaan 'n bietjie stil staan op hierdie tema. Onthou, die idee van Jona is om 'n spieël op te sit. Ek en jy doen nie Jona om hom te probeer kritiseer nie. Asseblief, die laaste ding wat ek wil hê is om jy moet dink by jouself, Jona was maar 'n slegte profeet. Dis glad nie wat ons wil doen nie. As ek en jy dit doen, dan doen ons presies die verkeerde ding. Ek en jy werk deur Jona juis om na ons eie harte te kyk en te sien wat van Jona sien ek in my eie hart. Waar is ek besig om te doen wat Jona besig is om te doen? En vanoggend spesifiek wil ek kyk, hoe is ek en jy dalk besig om van dit wat die Here wil hê ek en jy moet eintlik doen, weg te vlug. En dis waar ons volgende gaan praat. Is jy reg daarvoor? Nou ja, kom ons staan op. Stefan, is jy reg vir my? Kom ons staan op en hou ons Bybels lekker hoog in die lig, want dis ons bron van waarheid. Amen. Ons wil ons lewens daarvolgens rig. Stem julle saam? So sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem en jou Bybel oopmaak by Jona, hoofstuk 1, en laasweek het ons vers 1 en 2 gelees, vandag lees ons vers 3 by. Lekker stadig, né? Terwyl jy blaai, almal aanlyn, baie welkom, is heerlik om in jou huis te wees, is bly jy het op hierdie reënerige, koue Kaapstad oggend ingeskakel van waar jy ook al is, en ons hoop ook dat die Here volgens vir jou seën uit sy woord uit. Jona 1 vanaf vers 1, ons het laasweek vers 1 en 2 gedoen, ek lees hom net weer, dan gaan ons vers 3 bysit. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom, maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe, en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Vers 3, maar Jona het klaar gemaak om Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry, wat op vertrek was na Tarsis toe. Hy het die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Dit is ons teksgedeelte vir oggend. Ons gaan nou vanoggend uit die aard van die saak kyk na Jona wat vlug van die Here af. En ek is so versigtig want ek is so bang, ek wil nie oor die lyn gaan en volgende week se preke weggee nie. So ek moet my in my baan hou en spesifiek net oor hierdie vers praat. So ek gaan my bes doen vanoggend dat ek nie klaar goed sê wat ons nog gaan kyk dan nie. Ek wil doelbewus sê ons moet op hierdie vers stil staan. En vanoggend wil ek vir jou uitwys hoe ek en jy onthou ons vat die spieël en ons kyk hoe doen ek dit. Vanoggend spesifiek wil ek vir jou uitwys hoe ek en jy baie keer van die Here af wegvlug. En ons basies 4 maniere hoe ek en jy van die Here af wegvlug. En ons het gesê dat die Jona se roeping is ook my roeping en Jona vlug daarvan
En dit kan wees dat die Here iets op jou hart gelê het om te doen. Dit kan groot wees of dit kan klein wees. Almal kry nie die roeping om na Ninive toe te gaan nie. Almal kry nie die roeping om die evangelie in Japan te gaan verkondig of waar ook al nie. Maar elkeen van ons kry 'n roeping. Elkeen van ons kry iets. En baie keer is dit verskeie goed oor ons lewe wat die Here op my hart lê om te doen. Dit kan klein wees of dit kan groot wees. En dan wat ek doen is ek skram weg daarvan. Ek skram weg daarvan. Ek weet wat dit is. Ek weet wat die Here wil hê ek moet doen. Ek praat nie van jy sit hier en sê nee Johan, ek weet regtig nie wat die Here wil hê. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat daarvan jy weet vanoggend wat dit is wat die Here wil hê jy moet doen om daai volgende tree te neem, waar jy moet heen gaan, waar jy nou op pad moet wees en jy doen dit nie. En ek wil vanoggend spesifiek daarna kyk, want sien ons kry maniere om van die Here af weg te vlug. Ons kry maniere om van die Here af weg te vlug. En volgens gaan ek vir jou 4 maniere wys hoe ek en jy dit doen. En ek sit doelbewus die woord ek in, want ek doen dit ook. En moenie net dink aan 'n groot roeping na Ninive toe nie. Dink aan die klein goed waaraan ek en jy gehoorsaam moet wees wat ons doelbewus nie doen nie vir watter rede ook al. En ek wil hê ons moet hierdie vraag deurgangs vra. Is dit vir oggend ek? Okay, is julle gereed? Nommer 1. Wel die eerste manier ons vlug is om te doen presies wat Jonah gedoen het. Geografies. Die Here sê gaan hiernatoe en ek gaan daarnatoe. So ek vlug na Tarsis toe. Nou dalk nie regtig na Tarsis toe nie, maar ek verwyder my van dit wat ek weet die Here wil hê ek moet doen en ek gaan so ver as moontlik weg van waar die Here wil hê ek moet wees. En dis presies wat in Jonah 1:3 gebeur. Ons lees en ek wil iets uithaal wat ek nie nou uitgehaal het nie uit vers 3, maar Jonah het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug. Lees daai woorde saam met my. Weg van die Here af. Kom ons sê dit net saam. Weg van die Here af. Nou gaan ons van. Jonah is na Joppe toe. Ek gaan julle nou op die kaart wys hoe dit lyk. En daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan. Weg van die Here af. Nou, ek wil hê jy moet hoor, hierdie woorde word 2 keer herhaal in een sin om 'n punt te maak. Hy vlug van wie af? Hy vlug van die Here af. Ek en jy kan nie die Here se roeping van die Here losmaak nie. As die Here van jou iets verwag en jy doen dit nie, dan vlug jy weg van hom af. Jy vlug weg van hom af. So, dis wat jy in gedagte moet hou. So die Here roep vir Jonah Ninive toe, maar ons weet Jonah vlug na Tarsis toe. Nou, ek wil net hê jy moet nou 'n skerm kry wat die naaste aan jou is. Ek wil net vir 'n oomblik hier vir jou wys. Jonah het basies was gestasioneer in Gat-Hefer. En die Here roep hom na Ninive toe. Ninive is so noordoos 800 km weg van waar hy is. Maar wat hy doen is hy gaan af na Joppe toe en hy vat daar so 'n boot en hy beplan om na Tarsis toe te gaan. Nou, ek wil net hê jy moet kyk na hierdie kaart en dan wil ek hê jy moet hierdie ding begryp. Ons is nou 6, 7, 800 jaar voor Christus, reg? Dit was hulle bekende wêreld. Hulle het nie geweet van New York nie. Hulle het nie geweet van Californië nie. Hulle het nie geweet van Hollywood nie. Okay, so ek wil hê jy moet dink met vandag se kaart na hulle kyk nie. Dit was hulle hele wêreld. As hulle gesê het tot in die uithoeke van die wêreld, dan was dit Tarsis toe. Tarsis was die naaste hawe in die uithoek van die wêreld. Nou Portugal is hierso, hierdie is eintlik Spanje, as jy nou 'n idee het. So dit was die naaste wat hy kon kom in die uithoek van die. Hoor net, hy is nie besig om net weg te kruip nie. Hy is besig om soos vergoed te verdwyn met die intensie om nooit weer terug te kom nie. Jy al so gevoel? Here, dit wat u nou vir my sê. Ek gaan vlug. Ek gaan vlug. Nou daar waar ek groot geword het, as iemand 'n trokkie kry in die aand, weet jy waar's Tiny nou nie, het ons gesê, hy het nie sy huur betaal nie, nou vlug hulle in die middel van die aand, nê. Nee. Nou dis wat Jonah nou doen. Hy vlug in die middel van die nag weg van die Here af. Ja, ek wil vir julle wys die afstande wat hier ter sprake is, net om vir jou te wys hoe groot dit is wat hy eintlik doen. So, die bestemming is Ninive, God roep hom soontoe. Dis noordoos om en by 900 km. Vandag is dit Mosul in Irak en glo dit of nie, die ruïnes, die afgebreeke Ninive bestaan nog steeds. Jy kan soontoe gaan. Ek het op gaan lees, hulle beveel aan moenie soontoe gaan nie, want dit is in Irak. Moenie nou soontoe gaan nie. Hou eers vas aan jou geld voordat jy jou vliegtuigkaartjie koop om te kyk hoe lyk Ninive. Wat doen Jonah? Jonah gaan na Tarsis toe, dis wes 3500 km na Spanje toe, ek dink jy spreek dit uit Gibraltar, net hoe jy dit wil uitspreek. Nou, ek wil vir jou vra, waar wil jy gaan? Wil jy liewer Irak toe gaan of wil jy liewer Spanje toe gaan? Dis nie 'n moeilike vraag nie, nê. Ek dink Jonah het ook daai vraag baie maklik geantwoord.
dalk net vir ander redes. Nou dit sal hom omtrent 'n maand en 'n bietjie gevat het, 'n maand en 'n week of dalk 'n bietjie meer om na Ninive toe te gaan. Maar hy vlug, sy reis wat hy beplan het, sou om 2 tot 4 maande gevat het afhangende van die seisoen waarna hy gevlug het. Hoor julle wat doen Jona? Hy vlug vir goed. Hy vlug so ver soos wat hy kan van die Here af, sodat hy kan wegkom van die Here se roeping af. Kom ons laat daai vraag net 'n oomblik hang in my eie hart. Is daar iets wat ek besig is om te vlug van die Here af? Ek weet die Here verwag hierdie ding van my. Ek weet dit. Maar ek skop vas en ek weier om gehoorsaam te wees. Waar wil die Here vir Jona hê? Hy wil hom in Ninive hê. Waarheen is Jona op pad? Hy's op pad na Tarsis toe. En hierdie vraag, die spieël wat ek vanoggend ophou is vir my en vir jou. Waar wil die Here jou hê vanoggend? Waar wil die Here my hê? Waar wil die Here jou hê en waar is jy vanoggend? En waarheen is jy op pad? Dit is 'n bietjie abstrakt, maar as jy weet dan weet jy en die Heilige Gees maak dit wakker in jou hart. Waarheen is ek op pad? Op dit wil ek net sê, en dit kom later aan uit, ons gaan nie nou praat oor die vis nie, maar hier is ter sprake dalk. Hebreërs 4 vers 13 sê, daar's niks in hierdie skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor die oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Jona vlug van die Here en ek dink hy moet weet, hy's 'n profeet. Hy moet weet die Here weet waarna hy gaan. Hy moet weet hy kan nie weggaan nie. Psalm 139 vers 7 tot 8 sê Dawid so mooi, waarheen sou ek gaan om van die Gees te ontvlug? Hierdie vers is geskryf voor Jona het toegang gehad tot Dawid se woorde. Waarheen sou ek vlug om van die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, jy's daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Ek kan nie wegkom van die Here af nie, en ek moet dit in gedagte hou. So, die eerste manier hoe ek vlug is geografies. Ek vlug van hom, ek verplaas myself. Ek is hier en ek gaan daarna toe want ek wil wegkom van die Here af. Ek kan nie dit doen nie. Sê nie vir jou langs aan, jy kan nie wegkom van die Here af nie. Hy's oral. Jy kan nie wegkom nie, jy kan nie wegkom van jou roeping af nie. Sien julle my uil? Hy's mooi weggesteek, nê? En partykeer, ons het nou maar een gepraat van die geografies, maar 2 tot 4 gaan partykeer dat ons hiding in plain sight. Ek vlug sonder om weg te gaan. Ek vlug, maar ek kry maniere om vir die Here weg te kruip en te vlug van my roeping af, terwyl ek presies aangaan met my lewe, maar ek sit goed in plek, sodat ek nie hoef gehoorsaam te wees aan die Here nie. En dis waar die volgende 3 gaan. En dis waar die 3 belangrik is. OK, kom ek gee vir julle nommer 1. Is ek omring my met geraas. Ek omring my met genoeg geraas, want hoe meer geraas daar is, en hoe besiger ek myself hou, hoe minder kan ek die Here se stem hoor. So, dis wat ek doen. Ek maak myself net besig. Ek maak seker dat ek nie 1 vierkante sekonde spaar het om na die Here te luister nie. Ek maak my lewe propvol. Ek maak seker dat ek die hele tyd van punt A na punt B besig is om te jaag, sodat ek nie hoef te deel met die Here wat vir my iets sê en ek weet ek is ongehoorsaam. Ek druk in effek my ore toe met geraas deur 'n besige program. En alhoewel Lukas 21 vers 34 waarsku Jesus die disippels teen die eindtyd met sy koms, dink ek hierdie is van toepassing vir die algemene lewe ook. Jesus waarsku die disippels, hy sê, wees op julle hoede, dat julle gees nie deur oormatige eetery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie. Hoor nie die woordkeuse wat Jesus het, afgestomp word nie. Ek kan myself baie maklik afstomp vir die Here se roeping, deur om my hart besig te hou met die lewe se sorge. En as ek dit toelaat, sal die lewe se sorge my altyd absorbeer. Ons het vanoggend daai vers gelees in Matteus, wat sê, die Here sorg vir die voeltjies, hy sorg vir die blommetjies, is jy nie baie meer werd as dit nie? So, op 'n manier gebruik ek hierdie baie keer as 'n verskoning om nie te luister wat die Here wil hê nie. Ek glo, maar ek is baie besig. Gebruik julle daai termwoord, sjoe, ek is besig. Ek is so besig. En dit raak net besiger, nê. En so ek glo en dit kan wees waar ek en jy dalk vandag is, maar ek sê dit nie so nie en ek sal dit nooit so verwoord nie. Eintlik het ek nie tyd vir Jesus op hierdie oomblik nie. En ek kan vir jou regtig, ek bedoel dit nie lelik nie, maar hoor hier, ek is so vol. Dis die kerk se werk en dis my kinders en dis jy weet, ek moet daarom nog 'n bietjie saam met my vriende kom en dis die familie en dan moet ek nog 'n bietjie gaan vakansie hou en ek moet 'n bietjie kamp. Here, ek is net te besig nou. Miskien eendag sal daar tyd wees. Ek sê dit nie so, Here, ek is net te besig vir Jesus nie. Maar dis eintlik wat dit beteken. Dis eintlik waarop dit kom. So hier is die waarheid. En ek het hier oral gepraat, maar ek wil hê dit moet vanoggend weer 'n bietjie insink wanneer dit kom by Jona. Die waarheid is, almal van ons wat hier sit,
as ons 'n 24 uur siklus gelewe het, het ons presies dieselfde tyd gehad. Ons het almal, hoeveel ure in 'n dag? Jy het 24 uur. So, die regte vraag is nie, hoeveel tyd het ek nie, want ons weet hoeveel tyd het ek in 'n dag. Die regte vraag is, wat is my prioriteit? En dis eenvoudig, kyk na my program. Die goed wat daar is omdat ek dit geprioriseer het. Ek sukkel om in die gym te kom. Weet jy hoekom? Dis nie vir my 'n prioriteit nie. Dis nie dat ek nie tyd het daarvoor nie. As dit vir my prioriteit was, raai waar sou ek wees? Ek sê nou die dag vir Gerdes het altyd, ek sê vir hom, ek het jou lanklaas in die gym gesien, my so verontwaardig, hy sê, wanneer kom jy? Ek sê nie, ek kom net nie meer nie. En weet julle, met die Here se dinge is dit baie keer so. Ek het nie tyd nie, omdat dit nie 'n prioriteit is nie. En dis wat ek moet in gedagte hou. My skedule wys my prioriteit, en dit moet ek weet. As ek voor die Here gaan sit en ek sê ek het nie tyd nie, dan eintlik wat ek vir hom sê is, Here, is nie vir my 'n prioriteit nie. Jesus wil 'n verhouding met my hê, maar soms is ek net heeltemal te besig. Kom ek herhaal net hierdie vers weer. Wees op julle hoede, dat julle nie deur die oormatige etery en drinkery, ek sukkel met daai etery, nê, maar deur die sorge van die lewe afgestomp word nie. Pas op dat ek en jy nie afgestomp word vir die Here se dinge, omdat ek te besig is om te probeer lewe nie. Amen? Okay. Ek vlug op 'n paar maniere, geografies het ons gesê, geraas het ons gesê, nou kom ons by die derde ene. Ek vlug, I'm hiding in plain sight, deur om godsdienstig te wees. Nou, ek is nie negatief oor die woord godsdienstig nie. Paulus sê hierdie godsdiens, die Christelike godsdiens, het groot waarde, is 'n groot wins vir die mense wat weet dat hulle niks in hierdie wêreld kan inbring en niks daaruit kan neem nie. Met ander woorde, moenie vir uit staanspoor negatief wees oor die woord godsdiens nie. Godsdiens is maar net ons beoefening van ons verhouding met die Here. Dis 'n mooi woord, daar's niks fout daarmee nie. Maar ek kan godsdiens op 'n manier beoefen sonder dat ek 'n verhouding het met die Here. Dink julle dis moontlik? Definitief. So ek doen mos genoeg. Ek is mos by plekke ingeskakel. Ek doen sekere goed. Ek doen mos al die regte goed. Weet ons het nou 101, 201, asseblief nou nie 101 en 201 en 301 doen om wat ek het doen, maar ek het dit goed gedoen. Ek is ingeskakel in 'n klein groep. Ek doen al die regte goed en alles is mos reg. Maar eintlik weet ek wat ek doen is ek maak myself, ek hou my gedagtes besig en ek sit vir my eie tikboksies in om te sê hier is al die regte goed. En nou kan ek vir die Here eintlik sê nee, maar Here, jy weet, ek doen eintlik die regte goed. Ek is besig met u goed. Maar eintlik is dit my eie goed wat ek in die plek sit van waar die Here my wil hê. Matteus 15 vers 8 sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. En dis die ding wat ek en jy eintlik moet vra, waar's my hart? Is my hart, behoort my hart aan Jesus? Of het ek 'n program wat wys dat ek lief is vir Jesus, maar my hart is nog steeds ver van hom af weg? Julle, ons is besig om vers deur Jonah te werk. Ons is by vers 3. Ek moet hom hanteer. Ek kon hom nie wegvat nie. Hierdie is 'n moeiliker vers. En ons moet hierdie vraag vra vanoggend. Ek kan nie aanvaar dat jy hier is vanoggend nie is by Jesus nie. Ek mag dit nie doen nie. Ek moet hierdie vraag vir jou vra en ek moet dit vir my vra. Is ek besig met die Here se goed, maar my hart is ver van hom af? Julle ken die ou gesegde, nê? My lewe is so vol van die Here se dinge. My lewe is so vol van die dinge van die Here, maar is leeg van die Here van die dinge. En hierteen moet ek waag dat die Here Jesus altyd my bron is. 2 Timoteus 3 vers 5 skryf Paulus oor mense wat afvallig geraak het. Hy sê hierdie mense het nog die uiterlike skyn van die godsdiens, maar die krag het verlore gegaan. Die krag het verlore gegaan en hierdie vraag kan net ek antwoord. Van sien, ek kan vanoggend vir julle lyk soos 'n nice ou. Ek kan vanoggend vir julle lyk soos 'n supergelowige, want ek weet hoe om dit te laat lyk. Ek weet hoe om dit te doen. Maar wanneer ek stil is voor die Here, weet ek my hart is so ver van hom af. En hierdie is die vraag wat ek en jy vir ons moet vra. Ons het 'n godsdienstige raamwerk waar ons binne die Here dien. Daar's niks fout daarmee nie. En ek sê nie daar's iets verkeerd daarmee nie, maar dit kan maklik wat sê Afrikaans vir 'n smoke screen, 'n rookskerm wees vir ek het die regte tradisies in plek. Ek het die regte tradisies. Ek het al die regte geestelike idees en ek praat die regte jargon, die regte lingo sodat ek en jy mekaar kan oortuig ek en jy is kinders van die Here. Maar die vraag is, waar's my hart? Waar's my hart? Want ek kan alles doen, maar daar kan eintlik so wees dat daar min van Jesus in homself is. En daai vraag het ek nodig om die spieël op te tel en na myself te kyk en te sê, is ek besig vir oggend om van die Here af te vlug?
Dit was nommer 3. Okay, so ons vorder. Ons is by nommer 4. So ek vlug geografies, ek vlug in die geraas in, ek vlug deur godsdienstigheid. Die 4de manier hoe ek vir die Here wegkruip terwyl ek eintlik in sy teenwoordigheid probeer bly, en dit is deur geleerdheid. Nou okay, ek het geleerdheid gekies, die regte woord is eintlik redenasies, maar dit is die van julle wat geskryf het. Hulle sê 'n mooi preek met al die hoofpunte met dieselfde letter begin. Ek het dit vanoggend reg gekry, maar ek weet julle het dit nou nie eens gesien nie. So ek moes dit nou vir julle sê. Maar geleerdheid, maar ek bedoel eintlik redenasies. Ek redeneer met die Here. Die Here sê vir my iets en wat sê ek? Jy weet, dis soos hierdie 4-jarige seentjies, nê? Jy weet, jy sê vir hom iets en hy het altyd 'n rede hoekom hy iets nie doen nie. Onthou julle dit? Onthou julle dit? En so jy het altyd 'n rede vir, en die Here kom praat met jou, maar jy het 'n rede. Jy's mos nou slim voor die Here. En jy kan selfs die regte versies aanhaal vir die Here sê hoekom die Here nie by jou kan kry wat hy van jou vra nie. Want jy's reg en jy sê nie die Here is verkeerd nie, maar jy impliseer dit. Okay? So Romeine 1 vers 21 en hierdie praat van mense wat soos ver weg van die Here af is, maar ek sien baie geloof. Sorry. Ek sien hierdie ding gedurig afspeel by gelowiges. Die woord sê dit, maar die Here het vir my gesê ek kan iets anders doen. Ek sien dit so baie. Dis 'n fenomeen tussen kinders van die Here. Dan sê maar die woord sê dit. Sê nee, maar die Here het vir my gesê ek kan maar. Klink dit bekend? Nee, ouens, die Here sal nie vir jou iets sê wat anders is as sy woord nie. Hy sal dit nooit doen nie. Okay? Daarom, as jy iets gehoor het wat verskil van die woord, raai wie's verkeerd. Ek is verkeerd. En ek moet my siening verander. Ek is besig om met die Here te redeneer. Die Here vra vir my iets en ek sê, nee Here, u's verkeerd, ek is reg. Nou, dit klink 'n bietjie arrogant, maar dit is eintlik wat ons doen. Al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Hoekom? Want met hulle redenasies bereik hulle niks nie. En deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. En dis wat gebeur. Ek gaan na die Here toe en ek probeer my uit my verantwoordelikheid uit redeneer met slim praatjies. Nou, jy word dalk nie Ninive toe geroep vanoggend nie. Jy word dalk nie Japan toe of Korea toe geroep, Noord-Korea toe om 'n sê maar jy weet, en ek weet waar die Here my nou wil hê. En die rede is wat ek vir die Here gee hoekom ek nie dit nou doen nie. Dis presies hierdie. So ek kruip weg agter my teologiese voorkeure. Dis my teologiese voorkeure, dit word my veilige hawe. Ek kruip weg agter my geestelike idees en my redenasie sodat ek nie hoef gehoorsaam te wees aan die Here. En ek kan 'n paar voorbeelde gebruik. Sommige net soms so en as ek nou nie vanoggend aan my geknyp het en aan jou geknyp het nie, dan moet jy net weet dit was my bedoeling. Want partykeer moet jy mos die pot so bietjie roer dat alles weer lekker deurmekaar is. Maar jy weet, wanneer ek trots is daarop dat ek 'n Calvinis is, of ek is trots daarop dat ek 'n Arminianis is, nou die van julle weet nie 'n idee waarvan ek nou praat nie. Okay, dis goed, well done. Maar hulle hou van blommetjies. Calviniste hou van tulip, blommetjies, en die Arminianiste van daisy. En ek sê vir julle, want ek is self skuldig hieraan, maar ek is 'n Calvinis, dis waarbinne ek myself, ek is gereformeerd, of ek is Arminianisties, of ek is charismaties, of ek is evangelies, of ek is iets. Ek wou bygesit het sies, maar toe kon ek nie nog 'n ding daarin kry nie, ek was op die einde van die slide. So lekker gee julle. En hoorie, ek probeer nie iets sê teen enige van hierdie nie, maar die oomblik wanneer hierdie 'n raamwerk word waarbinne ek vir my roeping wegkruip, omdat dit wat die Here van my verwag, nie saamstem met my politieke oortuiging of my huidige teologiese oortuiging nie. En nou sê ek vir die Here nee, dan is dit 'n manier om van die Here af weg te vlug. Ek sien, want ons almal het 'n flavour waarbinne ons gemaklik is, né? Ons is. En ek bedoel, ek kritiseer dit nie. Ek hou van julle, ek hou van wat hier gebeur. Ek hou nie daarvan dat mense om my op stoele moet ronddans terwyl hulle die Here aanbid nie. Daar's kerke wat hulle doen en ek bedoel, hulle is gelukkig, hulle kan dit doen, maar ek wil nie dit doen nie, dis hoekom ek hiernatoe kom. En ek aanvaar julle ook. Julle het nog nie op stoele gedans nie, nê. Praat nie van Vrydag aand nie, ek praat net van vanoggend nie, okay? Ek het 'n flavour, ek het 'n brand waarvan ek hou en binne in dit voel ek veilig om die Here te dien. Maar daai kan self die struik wees waarna ek trap, hoekom ek vir die Here nee sê. En hoekom ek 'n Jona kan wees. Hoekom ek leerstellings bymekaar maak waarmee ek gemaklik is, maar ek los seker is. Ek het idees, ek het redenasies en so vlug ek van my roeping af. And I'm hiding
in plain sight. Kyk, ek sluit af. Kenneth, jy kan vorentoe kom. Ek het vanoggend net een vraag, is vers 3. Is jy vanoggend besig om te vlug van jou roeping in die Here Jesus? Dis al wat ek vanoggend wil vra. Dis waar ons moet uitkom, ons moet hierdie een vraag antwoord. Jona is 'n spieël wat ek moet kyk. Ek moet na Jona 1 vers 3 kyk en ek moet eerlik my self hier vraag afvra. Here, is dit ek? Is dit ek hierdie? Is ek besig om na Jona te kyk en te sê, "Sjoe, Here, maar dis 'n slegte profeet, maar ek doen presies dit met my verskonings." Elkeen van ons het 'n roeping vanoggend. Dis dalk groot, dis dalk klein, maar ek en jy weet waar die Here ons wil hê. En as jy gehoorsaam is, ek prys ek die Here vir jou, want dis goed. Ek bedoel, maar as jy vanoggend is en jy sukkel met dit, moet jy vanoggend kom uitdaag. Moet jy vanoggend kom uitdaag om te sê nee. Sit jou voet neer teenoor jouself en sê ek gaan gehoorsaam wees aan die Here. Jesus is my eerste prioriteit. Ek weet wat die Here wil hê ek moet doen en ek gaan dit doen. Ek gaan ophou verskonings maak. Ek gaan ophou vlug vir dit wat ek weet. Hebreërs 3 vers 13 sê dit so mooi. Maar solank daar 'n vandag is. Wanneer moet dit gebeur? Dit moet vandag gebeur. Nie môre nie. Dit moet vandag gebeur. Vandag is die dag. Hebreërs 3 vers 15 sê dit verder. Vandag as jy sy stem hoor, moenie hardkoppig wees nie. Moenie doen wat jou voorvaders, moenie doen wat die ander mense gedoen het nie. Vandag is dit ek en die Here en ek sê Here, goed. U wil in my, nie my wil nie. Here, u woord word my prioriteit. Ek wil gehoorsaam wees. Jesus eerste. Ek wil vir jou bid. Maar ek wil net 'n oomblik, 'n halwe tree teruggee. Vir jou geleentheid gee om in jou hart vir die Here te sê, Here, wys vir my deur die Gees, is ek ongehoorsaam iewers in my lewe, wat u vir my reeds gesê het, maar ek volg my eie kop. Kom ons sluit die oë. Vader, Dawid het dit klaar in Psalm 139 gesê, niks is vir u weggesteek nie. U sien my hart. Here, al vlug ek na Tarsis toe, al gaan ek, klim ek op na die hemel toe, al gaan ek in die doderyk. U is daar. My hele lewe lê oop en bloot. U sien waar ek ongehoorsaam is. U sien waar Jesus nie eerste kom in my lewe nie. En ek wil dit vanoggend kom bely. Kom vra Here, kom maak my sensitief vir die Gees, want baie keer is ek al so lank in hierdie gewoonte om te vlug en weg te kruip vir u, dat ek vergeet het hoe u stem klink. Maar vanoggend kom vra ek weer van voor af, Here, kom maak my diep wakker en sensitief. Here, wys vir my wat u wil hê ek moet doen. Wys vir my hoe u wil hê ek moet Jesus verheerlik. Maak my gehoorsaam. Ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê